Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n naweek, 31 Oktober 2025. Ek hoop julle het sommer so 'n lekker naweek wat voor julle uitstrek. Gaan kyk maar my eie huisgesin, hoe vinnig dit gaan en hoe hard julle almal werk. Baie van julle is 6 uur al uit die huis uit of 6:30 uit die huis uit, 6 uur vanaand weer terug by die huis. Ek weet dit is 'n wilhou jaag tog, so geniet 'n bietjie die naweek ook, ontspan 'n bietjie. Raak sommer net bewus van julle gesinslede om julle so gejaag en julle later mekaar mis, né? Raak 'n bietjie bewus. Vat so ergens 'n tydjie ook, waar jy 'n bietjie bewus kan raak van die Here ook. Ons is so in die week gejaag dat ons verhouding met God raak ook 'n gejaagde verhouding, né? So mag hierdie naweek 'n bietjie rustiger wees vir julle in die onrustigheid. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, baie dankie vir die voorreg wat ons het om met U te mag praat, die een wat by ons is, God, die Heilige Gees. O Heilige Gees, baie dankie dat ons vir Jesus God die Seun het, wat Here vir ons so ongelooflike wonderlike voorbeeld stel as ons luister na ander godsdienste en hoe hulle profete operate en hoe hulle sekere goed doen en uiteindelik skandalig doen en hoe Jesus eenvoudig in hierdie lewe ingekom het en hoe hy vir ons gewys het wat liefde is, wat omgee is, wat nederigheid is, wat onvoorwaardelike liefde is. Waar hy vir ons kom wys het, hoe moet ons in verhoudinge optree, wat hy vir ons apostels gegee het, om vir ons briewe te skrywe, of evangelies te skrywe, disippels gegee het, Paulus gegee het. Here wat inderdaad met ons kom praat en vir ons wys hoe ons moet lewe. En Here, daar's nie een stukkie in die Bybel wat ons daar kan kyk, wat ons kan sê, maar dit skreien teen ons beginsels en waardes in. Net as 'n gewone mens nie. Dankie dat ons die woord kan lees sonder dat daar by ons, soos die Engelse sal sê, restrictions is. Here, baie dankie daarvoor. Dankie, o Vader, o Seun, o Heilige Gees, vir die ongelooflike liefde en nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is eintlik klaar met die man en die vrou wat ons gelees hierso in Efesiërs. Ons gaan nou later weer bietjie stilstaan soos by Kolossense is. Dit is die lekkerte van die briewe ook van Paulus uit die aard van die saak. Herhaal hulle sekere temas daar, maar ek wil tog net iets sê. Nog hierso, liewe vriende, en dit is maar iets wat ek altyd gebruik wanneer ek met mense ook praat oor die huwelik, en dit is, as ons nou weer kyk, so mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. En dan, elkeen moet sy vrou so lief hê, so sy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Nou vriende, die 5 goed wat ek baie keer sommer so in huweliks voorbereiding en goed vir mense sê, wanneer ek in huweliksgesprekke gaan met huwelikspare wat deur 'n moeilike tyd gaan, dan sê ek, daar's 5 pilare. En ek het dit gehoor daai tyd by Prof Dani Lou, wat vir ons pastoraat gegee het op die kweekskool, en dit het my altyd bygebly. Dit is, liewe vriende, bravo. Ek praat altyd, of hy het gepraat van 'n bravo huwelik. Nou bravo, die B staan vir begrip. Vriende, wanneer ek en jy begrip het vir mekaar, beteken dit ons stel mekaar in mekaar se skoene, né? Wanneer die man begrip het vir die vrou en die vrou begrip het vir die man, vriende, dan gaan dit in enige verhouding baie goed. Die oomblik wanneer daar nie meer begrip is vir mekaar nie, wanneer jy nie begrip het vir die ander ene nie, né? So jy neem sommer aan, jy is reg, jy het nie begrip vir hom nie, jy gaan op jou eie verstaan van goed, dan val die wiele af, né? So begrip, wederwysige begrip is ongelooflik belangrik, en wederwysige begrip gaan inderdaad gepaard daarmee dat ons moet mooi luister. Baie mooi luister.
Dit beteken, vriende, dat ek en jy met die manier van praat, voordat ons kwaad raak, vir die ander een net sal sê, hoorie so, jy het nou dit gesê, ek wil net gou sê, wat het ek gehoor? Ek het dit en dit en dit en dit gehoor. Nou, hulle noem dit deep listening. Nou kan die ander een reageer daarop. Ek het dit al 'n paar keer gesê, toe ons Spreuke ook daaroor gepraat het, né? Vriende, nou kan die ander een reageer en sê, nee, weet jy, nou wat jy dit so sê, ek is jammer, dis nie wat ek bedoel het nie. Ek het dit so gesê, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Dit is eintlik wat ek bedoel het. En dan baie keer los jy die konflik al. Want baie keer, liewe vriende, reageer ons op ander een se woorde. En woorde is maar beperk, en woorde is gekontamineer en ons is op 'n verkeerde plek miskien op daai stadium in ons eie menswees en ons sê woorde te vinnig. Daarom is dit belangrik vir die ander een om te sê, hoorie, dit is wat ek by jou gehoor het. Is dit wat jy gesê het? Dit gee die ander een kans, vriende, om as hy sien maar hy het nou sommer swak opgetree om dit reg te stel. Vir die een wat dit gehoor het, gee dit kans om so 'n bietjie voordat hy of sy kwaad raak, gee dan ook so 'n bietjie kans om net 'n bietjie kalmer te raak. Nou ek sê altyd, jy kan maar fight wanneer jy die ander een reg gehoor het. Maar meeste van die tyd gaan dit oor misverstand. Gaan dit daaroor dat ons die ander een nie reg gehoor het nie. Nee, so dis verskriklik belangrik. So die eerste ene van die bravo huwelik is begrip, wederwysige begrip. Die tweede ene is respek, wederwysige respek vir mekaar. Vriende, daarom sê ek telke male vir julle, hoe julle praat met mekaar is verskriklik belangrik. Wanneer jy jou vrou sommer net 'n lelike naam toesnou, of die vrou snou die man 'n lelike naam toe, dan is respek by die agterdeur uit. Ons moet altyd respek hê vir die ander, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons optree. Nou, ek dink, vriende, die een ding wat ons ouers ons baie mooi geleer het, is altyd om vir 'n vrou die deur van die kar oop te maak. Ek is nou weer skuldig daaraan, ek het dit nou weer baie lanklaas gedoen, ek doen dit so af en toe, maar ek moet dit nou weer begin doen. Dis net 'n mate van respek. Om die vrou eerste te laat instap, dis nou in ons kultuur. Dis is 'n mate van respek. Jy sê, hoor hierso, stap jy voor. Ek weet dat ons swart bevolking stap die mans voor, en vir ons is dit altyd snaaks dat dit so gebeur. Hulle persepsie is, as daar gevaar is, dan stap hulle voor. Hulle stap voor altyd, want dit is, as 'n gevaar is, moet hulle dit trotseer. Baie mooi gesture, nee, wat ons natuurlik in die verlede verkeerd opgeneem het. Maar in ons kultuur, liewe vriende, is dit so dat ons sê, maar ons maak die deur vir die vrou, ons maak by die kar, ons maak die deur of die hekkie oop vir die vrou om in te gaan. Dit is hoe ons respek betoon. Ons betoon respek deur hoe ons praat met haar, hoe jy praat met jou man, nee. Moenie gillie, moenie skree nie, moenie skel nie. Moenie julle lelike woorde toesnou nie. Nou, daar is die klein jakkalsies wat groot gate vreet binne in die huwelik. Wederwysige begrip, wederwysige respek, dan wederwysige aanvaarding, om mekaar te aanvaar. Vriende, baie keer in 'n huwelik wil die man of die vrou die ander ene verander. Jy wil hy miskien meer soos jy wees, jy wil hy moet bietjie meer so wees, jy wil bietjie meer so wees, en eintlik wanneer jy dit doen, sê jy vir een, ek aanvaar jou nie eintlik soos jy is. Ek praat nie daarvan ons mans nie lekker aantrek, of wat ek in die vrou probeer jou help daarmee, dit is heeltemal iets anders. Ek praat van 'n aanvaarding, 'n diep aanvaarding vir mekaar. Om die persoon se persoonlikheid te wil verander. Hy moet meer 'n introvert raak, hy moet meer 'n extrovert raak, of hy moet dan nou so optree. Dit is om mekaar te aanvaar, om te aanvaar dat die een, liewe vriende, nou nie so vinnig is, wanneer hy die werk gaan doen nie. Die ander een is baie vinniger. Dit is om mekaar te aanvaar. Julle kan dit nou gaan verder uitpak. Wederwysige aanvaarding, wederwysige begrip, wederwysige respek, wederwysige aanvaarding, en dan wederwysige vertroue, die V vir die bravo, né? Om mekaar regtig te vertrou. Ek sê altyd vir huwelikspare, jy kan niks doen as jy ander een by die huis uitstap nie. Jy moet hom vertrou of haar vertrou, ten volle. En dit is waar baie keer die gemors in kom, want dis waar jaloesie kom. Die man kan nie, as die vrou miskien net 'n bietjie met iemand praat, raak die man jaloers, of anders, as die vrou raak jaloers wanneer die man met 'n ander vrou praat. Natuurlik moet ons mooi kyk hoe ons dit mos nou hanteer, né? Maar wederwysige vertroue, dit is so belangrik.
dat jy mekaar ten volle sal vertrou. Die vrou ten volle sal vertrou, die man ten volle sal vertrou. Julle kan dit 'n bietjie verder uitpak. En dan die laaste een van die bravo is openhartigheid, wederwysige openhartigheid, om te sê wat jy voel, om te sê wat jy beleef, weer eens op 'n mooi en 'n oordentlike manier, maar nie om iets terug te hou en nie vir die een te sê nie, want dit is ook jou klein jakkalsies wat inkom, né? So kyk 'n bietjie vriende, dat julle altyd openhartig met mekaar is, om te sê, en ons is nie almal dieselfde persoonlikhede, dit is so, maar dan moet jy 'n tyd eenkant sê, hoor hierso man, hierso is iets wat my pla, ek wil dit met jou kom deel. Maar dit doen jy natuurlik met begrip en respek en aanvaarding, né? Dit is wat hoe jy daai openhartige gesprek het. Maar openhartigheid, om altyd openhartig te wees. En dan moet die man of die vrou nie kwaad raak en die meer verloor as die ander een openhartig is. Dis manipulasie, né? Onthou, kom ons sê dit is manipulasie. Om oordentlik en mooi te luister en die ander een toe te laat om openhartig te wees. Nie die ander een te onderdruk en sy siening te onderdruk en nie te wil hoor wat die een sê nie. Dis nog maar een sommer dat jy nie respek het ook vir die een nie, né? So kom ons poog daarna om 'n bravo huwelik te hê. Begrip, respek, aanvaarding, vertroue, openhartigheid, natuurlik wedersyds. Mag die Here ons daarmee help. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon, hè. En dan hierdie ene verander eintlik. Elkeen moet sy vrou liefhet soos hy homself liefhet. Elkeen moet sy vrou liefhet soos wat Jesus hom liefhet, sodat die wêreld ook kan sien dat jy 'n disipel is van die Here. Bly vir sien volgende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.